Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Mag vanmôre se boodskap vir jou tot baie groot seën wees. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees vanmôre Spreuke 4 vers 23. Wees versigtig wat jy dink. Jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed. Broeder en suster, dit maak nie saak wie jy is, wat jou naam is, waar jy vandaan kom, of hoeveel geld jy in jou bankrekening het nie. Pyn is 'n onafwendbare deel van die lewe. Jy kan hom nie systap of ontglip nie. Niemand van ons word gevrywaar nie. Wat kan ek dan doen om in moeilike tye gemotiveerd en positief te bly? Ons kan nie beheer wat met ons gebeur nie, maar ons kan wel ons reaksie daarop beheer. Viktor Frankl, wat in 'n Duitse konsentrasiekamp in Auschwitz was, het midde in sy vreeslike omstandighede gesê: wanneer ons nie meer die situasie kan verander nie, word ons uitgedaag om onsself te verander. Verder het hy gesê: alles kan van 'n mens weggeneem word, behalwe een ding, en dit is die vryheid om te kies hoe jy in enige gegewe situasie wil voel en optree. Jy kies jou gesindheid. Die enigste verskil tussen die wat vou onder moeilike omstandighede en die wat bo uitstyg, is 'n positiewe ingesteldheid met die krag en die genade van die Here. En dit kom op die einde alles neer op 'n geloofskeuse. Wanneer jy in daardie donker, moeilike plek van verlies is, mislukking, hartseer of negativiteit, het jy nodig om 'n keuse te maak. Gaan jy reageer op jou pyn met 'n positiewe ingesteldheid wat jou sal help om te groei, jou meer gemotiveerd en gelukkig sal maak, en die Here te vertrou om vir jou positiewe uitkomste te gee en vrede in jou hart? Of gaan jy kies om eerder pessimisties te wees en om pyn toe te laat om jou lewe nog meer te vernietig as wat dit reeds gedoen het? Herinner jouself daaraan dat jy kind van die lewende God is, dat jy gemotiveerd kan bly in moeilike tye en dat jy nodig het om positief te wees. Wees versigtig wat jy dink. Jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed, sê ons teks van vanmôre. Kom ek en jy vertrou die Here, dat hy net die beste vir ons in ons lewe wil hê, al gaan dit hoe swaar met ons. Kom ons weet dat ons meer as oorwinnaars in Christus Jesus ons Here is. En mag die Here ons die krag gee om deur moeilike tye te kom, met ons hand in sy hand. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre in aanbidding voor U kan buig, om U te loof en te prys en te eer. Dankie dat U ons God en Vader is, wat in U grootheid elke dag vir ons versorg en bystaan. U is daar vir ons in die moeilike tye, maar ook in die goeie tye. Help ons om nie pessimisties te wees wanneer ons lyding moet beleef nie, maar dat ons die Here sal vertrou vir 'n mooi en 'n positiewe uitkoms. Dankie dat ons in U hande is en dat U ons nooit in die steek sal laat nie. Seën vir ons hierdie mooi dag, vul ons harte met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.